In vandag se les gaan ons bietjie gaan kyk na die werk wat gewoonlik in die eerste kwartaal behandel word in die klas en ons gaan die vrae saam gaan beantwoord sodat ons kan sien hoe om dit te doen. So die eerste vraag sê ons moet kyk of hierdie getal deelbaar is. So ons moet die deelbaarheidsreëls gaan gebruik. So as ons gaan kyk na 2, die deelbaarheidsreël vir 2 is of dit 'n ewige getal is of nie. So hy eindig op 'n 2. So ja, hy is deelbaar deur 2. Dan die reël vir 3 is ek plus al die getalle bymekaar. Dan kry ek 18, dan moet ek dit gaan deel deur 3. My antwoord is 6. 6 is 'n veelvoud van 3. Dit wil sê, dit 3 kan daar indeel. Dan gaan kyk ons na 4. Die deelbaarheidsreëls vir 4 sê ons kyk net na die laaste 2 getalle. So 72 gedeel deur 4 is gelyk aan 18. 4 kan in dit indeel, daar's geen res nie. Dit beteken 4 is ook 'n faktor. Dan gaan kyk ons na 5. Wel, 5 se reël sê dit moet of op 'n 0 of op 'n 5 eindig en dit doen nie, so dit is nie deelbaar deur 5 nie. 6 se reël sê as 2 en 3 deur dit gedeel kan word, dan is dit deelbaar. En as ons kyk hierso 2 en 3 het beide ingedeel, so dis is dit deelbaar deur 6. 8 gaan kyk ons na die laaste 3 syfers. So die laaste 3 syfers is 772. En dan gaan deel ons dit deur 8. In hierdie geval kry ons nie 'n antwoord sonder 'n res nie. Dus is dit nie deelbaar deur 8 nie. Dan 9 doen ons dieselfde ding met 3 waar ons die getalle bymekaar plus, die syfers bymekaar plus, dan deel ons dit deur 18. Wanneer ons dit dan met 9 gaan deel, kry ons 2. So dit beteken hierdie getal is ook deelbaar deur 9 en dan vir nommer 10 moet dit of op 'n 0 eindig en dit doen nie. So dit is nie deelbaar deur 10 nie. En 11, wat ons moet doen met 11, kom ek skryf net die getal weer hierso want dit is bietjie meer ingewikkeld. So om te kyk of iets deelbaar is deur 11, plus jy die eerste 2 getalle bymekaar en die laaste 2 getalle bymekaar. As jy dit dan van mekaar af minus, dan jy kry 'n getal. Dan moet jy kyk of 11 in daardie getal kan ingaan en 0 en dit kan in 0. So dit beteken 11 is wel 'n faktor. OK, kom ons gaan doen, ons het nou 'n les gehad oor KGV en GGD, maar kom ons oefen dit vinnig in. So, hulle gee vir ons die volgende getalle, 1, 2, 6, 2, 6, 4 en 420 en hulle vra vir ons om die KGV en die GGF te kry, of die GGD. OK, so onthou het julle geleer, die eerste ding wat ons doen, is ons kry die produkte van priemfaktore. Ek het hierdie verkeerd geskryf, dis 1, 2, 6. Nou wil my pen nie werk nie, 1, 2, 6. OK, kom ons begin met 1, 2, 6. So, as ek hom gaan skryf as 'n produk van priemfaktore, lyk hy so. As ek 2, 6, 4 gaan skryf as 'n produk van priemfaktore, dan lyk hy so. En as ek 420 gaan skryf, dan lyk dit so. OK, so onthou wat ek julle geleer het met die GGD of die GGV, moet ons alles skryf wat hulle in gemeen het. So, al 3 van hulle het 'n 2. Al 3 van hulle het 'n 3 in gemeen. En dit lyk my dis al wat hy het. So my GGF gaan gelyk wees aan 2 maal 3, wat 6 is. OK, dan om my KGV te kry, gaan ek al my priemgetalle gaan neerskryf. So ek gaan 2 neerskryf, 3, 5 en 7. Die ry met die meeste 2's is hierdie ene, so ek gaan dit so gaan skryf. Almal van hulle het net 1, 3, so die 1, 3 gaan daar bly. Daar's 1, 5, daar moes 'n 7 gewees het. En 1, 7. So dit beteken, dit gaan wees 8 maal 3 maal 5 maal 7. So, en ek korte 11, ek het my 11 vergeet.
en 'n 11. En 'n korte 11. En dan kry ek die volgende antwoord. So daar is my KGV vir die getal. OK, dan die volgende vraag wat hulle vir my gee, is ek moet gaan kyk na die volgende vraag. En ek moet dit oplos deur middel van priemfaktore. So ek gaan begin deur my priemfaktore vir hierdie getal te kry. So 17 is die eerste priemgetal wat kan indeel en dit deel soveel keer in. 17 kan weer daar indeel. En dit beteken as ek hierdie gaan skryf as 'n produk van priemfaktore, dan is dit 17 maal 17 maal 17. Omdat dit 'n derde magswortel was, beteken dit dat ek 'n groepie van 3 kort en ek het 'n groepie van 3, so die finale antwoord is 17. Die rede hoekom ons dit kan weet is want as ek dit dan gaan skryf as 17 tot die mag 3, julle het geleer om dit in graad 7 te doen, om dit so te gaan skryf. As ek dit dan binne in die wortel gaan sit, gaan hierdie 3 en daardie 3 mekaar uitkanselleer. So dit is hoekom ons opeindig met net 17. OK, dan vinnig, wou ek net genoem het wat 'n volkome vierkant is. 'n volkome vierkant is wanneer ek sê 1 maal 1. So elke keer as ek 'n getal met homself gaan maal, die antwoord wat ek van dit af kry is 'n volkome vierkant. So al hierdie getalle aan die regterkant is volkome vierkante. Ek kry dan ook volkome derde magte. So 'n volkome derde mag is wanneer ek 'n getal 3 keer met homself maal. En so aan. So al die getalle aan die regterkant is almal volkome derde magte. OK. Ek gaan BODMAS of volgorde van berekening bietjie met julle doen. So ek gaan net sommetjies neerskryf en dan gaan ek dit oplos. Ek sal vir julle verduidelik hoe ek dit doen soos wat ons aangaan. So die heel eerste vraag lyk so: ek gaan wat ook al binne in die huisie is eers met mekaar gaan minus, want hulle bly in dieselfde huisie. So dit gaan wortel 36 word. Okay? Ek gaan dan die wortel gaan kry van 36 en dit is 6 en die wortel van 1 is 1, so my finale antwoord is 5. As my vraag so gelyk het, jy kan sien hulle is nie almal meer in dieselfde huisie nie, so nou moet ek hulle apart gaan uitwerk en julle sal sien die antwoord is baie anderste in daardie geval. So onthou net as hulle almal in dieselfde huisie bly, moet jy hulle eers vereenvoudig onder die huisie en dan kan jy dit van daar af gaan uitwerk. OK, volgende vraag. OK, my volgorde van bewerking sê dat my hakkies altyd eerste kom, dan my eksponente, dan my maal en my deel en dan my plus en my minus. So ek het hakkies hierso, so ek moet eers binne in die hakkies gaan oplos, dan kry ek dit. En dan is my eksponente van toepassing, so 8 tot die mag 2 beteken 8 maal 8. Ek het net hierso skryf, 8 maal 8 en dit is 64. En 4 tot die mag 3 beteken 4 maal homself 3 keer en dit gee dan vir my ook 64 en my finale antwoord is dan 128. OK, kom ons probeer nog een.
Ok, hierdie is 'n ingewikkelde een, want hierso gee hulle vir my 25 wortel 5. My antwoord is nie 5 nie, ek kan nie hiervoor oplos nie, wel nog nie in graad 8 nie, en ek kan dit nie sonder 'n sakrekenaar doen nie. So my antwoord gaan 5, die wortel 25, die 5de wortel van 25 gaan dit bly. Daar's niks wat ek daarmee kan doen nie. 2 tot die mag 5 is 2 maal homself 5 keer, so dit gee vir my antwoord van 32. Nou, onthou ek het julle vroeër geleer, as die eksponent en die eksponent van die wortel en daai eksponent dieselfde is, dan val dit alles weg en al wat ek dan oor het is die 8. Okay? Dan het ek hakkies wat ek eers moet gaan uitwerk, wat vir my 1 gaan gee, en dan sê hulle vir my tot die mag 100. As ek 1 met homself 100 keer maal, gaan ek nog steeds net 1 kry, so daai antwoord gaan 1 wees. So ek kan dit dan gaan vereenvoudig, en dit is my finale antwoord. Ek kan niks met hierdie doen in graad 8 nie. Kyk, kom ons gaan doen nog 'n vraagie saam. Okay, so ek het 'n wortel binne 'n wortel, maar ek gaan myself nie deur mekaar maak nie, want ek gaan eers net begin deur daai wortel te kry. En die wortel van 81 is 9. Okay? Dan gaan ek 4 hierso gaan indeel in 144 en dan gaan ek 36 kry. Okay, so hierdie word dan wortel 36. Ons gaan kry altyd eers 'n antwoord binne in die huisie. En dan kan ek vir my antwoord gaan kry. Die wortel van 9 is 3 en die wortel van 36 is 6. Dit beteken my finale antwoord is -3. Kom ons probeer nog enetjie. So in hierdie geval gaan ons werk met algebra. So hulle gee vir jou A is gelyk aan -8, B is gelyk aan -2 en julle moet gaan oplos of julle moet die waarde van die uitdrukking gaan bereken. En dan sê hulle vir jou A minus B op 2 minus 3. Okay? So wat ons nou gaan doen is in A se plek gaan ons die waarde wat hulle vir my gee in vervang. In B se plek gaan ek die waarde wat hulle vir my gee in vervang. Alles op 2 minus 3. So hierdie en hierdie, 'n minus maal 'n minus gee vir my plus, so dis -8 plus 2 op 2 minus 3. -8 plus 2 gee vir my -6 op 2 minus 3, so dit gee vir my 3. So nou het ek -3 minus 3 is -6.